Ek wil vanmôre met die gesels oor menslike gedagtes en menslike denke. Wat doen ons met ons gedagtes? Kan julle verduidelik? Julle weet mos nie wat julle doen met julle gedagtes. As ons probleme kry, byvoorbeeld, as daar issues is in die huis, as daar issues is oor die werk, dan begin ons gedagtes hardloop. Dan kom ons en ons sê, heel eerste ding, ja, maar hoekom? Dan as ons nou vra hoekom, dan dink ons, maar luister hierso, John Henry het nou die dag vir my so gesê, gebruik net 'n voorbeeld. Sy het vir my so gesê, dan gesê ek was daai tipe mens. As iemand vir my iets gesê het, veral as dit 'n slegte ding was, en dan het ek bietjie teruggetrek, en dan het ek begin talk daaroor. Soveel so, dat na die tyd, dat ek sal voel, ek wil John Henry kom verwig. Dit was sal ek hoor. Ons gedagtes en ons denke speel met ons part. Kom, is dit nie so nie? Is dit nie so nie? Ja, ek gaan nou 'n snaakse woord gebruik, nee. Ons gedagtes speel met ons voel. Hoor mooi wat ek vir julle sê. En dit hoor wat ek vir julle sê, dit maak nie saak wie hier sit. Ons almal operate so. Net party Hansie, net party 'n bietjie meer as ander. Ja. Kom, is dit nie Corrie? Ja, dis so. En dan wil ek vir Corrie vra, as die donder weer opkom, dan is daar oor goed druk. Wat ons luister, wat ons gedagtes mors met ons. Dis hoekom, luister, dit is hoekom die Here vir ons uitdruklik sê, werk jou gedagtes onder my vat. Kom, as ons ek sê ek en ook sê onder werk, nee, maar as ons gedagtes ondergeskik stel aan God, dan gaan ons nie dat issues hê. So, Corrie, if you worry, you die, if you don't worry, also die, so why do you worry? Jy moet bang wees. Ons het nie nodig om te worry, maar ek weet, dit is baie makliker gesê as gedaan. Glo my. Maar ek gaan ook dit sê. Ek weet nie wat julle nie, maar ek dink ek is die ene in my huis wat die minste worry. Reg? Vra daar is Antoinette. Vra, is dit nie so liefie? Sy wil nie antwoord nie. En dan is daar ander mense wat die hele tyd worry. Worry nie? Ja, dit is waar nie vroue se reg. Ja, worry jy? Oké, dit is nou jammer dat die video is nou nie so, want ek sien, ek dink ons is bietjie meer mans as vrouens vandag nie, is dit nie? Dit is regtig 'n foto nie. Ons het eintlik 'n foto nie. Maar kom ons begin. Ek gee vir jou 'n stelling of 'n definisie as ek so mag doen, die menslike vermoë om te redeneer en te reflekteer. Die menslike vermoë om te redeneer en te reflekteer. Nou die reflekteer beteken jy gaan terug in die begin worry. Dit is wat daai woord beteken. Gelowiges word ook opgeroep om na te dink oor die woorde en die werke van God soos dit deur die skrif bekend gemaak word en om spekulasies te vermy wat suiwer op menslike rede gebaseer is. Spekulasies is worries. Dit is wat dit beteken. Spekulasies is worries. Want hoor nou wat ek vir julle sê, ons is control freaks, ons almal. Ons wil in beheer wees van alles, maar in die meantime is ons in beheer van niks.
Hoekom nie? Kom laat ek weer mooi verduidelik. Want God is in beheer van my en jou lewe. Maak ons foute? Absoluut ons maak foute. Doen ons goeie goed? Absoluut ons doen goeie goed. Ander doen minder goeie goed as ander. Ander doen meer slegte goed as ander. Maar dit maak die saak nie. Dit is die deel in die doel, in die systeem in ons lewens. Dit is wat dit is. Kom ons kyk wat ons hierso gaan uitleer van woorde. Ons kyk menslike denke en God se gedagtes is oneindig hoër as menslike gedagtes. En ek gaan begin met Jesaja 55 vers 8 tot 9. Hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. En luister julle mooi dan. Volgende ene. Hy sê, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee. Anders laat ek myself met die kop. En my gedagtes as julle gedagtes. Ek begin juist met die skriffies, om vir julle te verduidelik, ons gaan maak wat ons wil. Ons gaan nie dink soos wat God dink nie. Ons gaan maak wat ons wil. Ons gaan nie doen wat God doen nie. Kom nou. Gaan jy, as iemand op 'n operasietafel is en hy word oopgesny en die hele binne, alles hier in die binnekant, en organe soos vol kanker en so, en die dokters besluit hulle maak dit toe, en die volgende dag, as daar mense gebid het, dan kom die dokter en dan sê hy doen die scans en hy goed, dan sê maar, hier staan niks meer fout nie. Mens kan dit nie doen nie. Ek weet net van een wat het doen. Ek weet net van een wat het kan doen. En dit is my God. Dit is my God. En hy moet sy ons doen. Die volgende punt is God ken my en jou gedagtes. Goeie, voordat jy dit onthou, God is nie in ons tydsgewe, in tyd nie. God is bykie aan tyd, hy het tyd geskape. Hy weet presies, nog voordat jy gedink het, en begin redeneer het, en voor jy kwaad geword het, weet hy al wat jy gaan doen. Dit is hoe God werk. Hy sê, God ken elke mens se gedagtes. Kom ons kyk 1 Kronieke 28:9. Ons begin met Salomo. Hy sê, jy my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel. Want die Here deursoek al die harte en hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy hom soek, as jy God soek, sal hy God hom deur jou laat vind, maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verstoot. Kom ons gaan nou na Hebreërs 4:12. Hy sê, want die woord van God is lewend. Hoor dat, die woord van God is lewend. Sê vir my, hoe het God die hemel en die aarde geskape? Deur wat? Die woorde. Die woorde. God het gespreek en daar was lig. God het gespreek en daar was aarde. Dit was die hemelstelsels. God het gespreek. Dit moet amazing wees. Baie mense sê maar ons het bygewees het toe God die hemel en die aarde geskaap het. Ek wil nie daar wees nie. Weet julle wat is die spoed van klank? Die spoed van lig. Wat 'n geweldige slag daar moes gewees het. Wat 'n geweldige slag daar moes gewees het. Toe God gekom het en hy spreek en hy sê, laat daar lig wees. Boah! Geweldige ding, dit moes iets, dit moes 'n geweldige ding gewees, geen mens so dit kon oorleef het nie. Geen mens so dit kon oorleef het nie. God maak die aarde,
Poe, daar is die aarde. Hoe gaan 'n mens dit nou verstaan? God skaap die diere, voëls en die visse, alles. En God kom en hy skape die mens. God kom en hy skape die mens. Ek gaan 'n goeie storie vertel. Die ateïs kom en hy praat met die Here en hy sê vir die Here, ek kan maak wat jy gemaak het. Sê vir hom, oké. Sê, dis reg. Sê, ek kan 'n mens maak. Wat sê hom, ja, right? Maak 'n mens. En die ateïs kom, dit is so wetenskaplik, so, hy kom en hy vat van die stof van die aarde. Wat sê vir hom, sê, nee. Daai stof is my stof. Gemaak jou eie stof. Dan praat ons weer. Kom. Dan praat ons weer. Alles wat ons sien, alles wat ons is van God. Come on. Alles wat ons is van God. Hy sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is beoordelaar van oorlegginge en gedagtes van die hart. Daar het ons dit. Hoe sê ek vir jou, ek en jy as mens moet mediteer oor God se woorde. Kom ons kyk Psalm 1 vers 1 tot 2. Welgeluksalig beteken, jy is wel, jy sal saligheid in jou siel hê. Okay? Dit is wat dit beteken. So jy is wel, jy is gelukkig, en daar is saligheid binne in jou, en jy gaan wel wees in die weë van die Here. Hy sê, is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en nie staan op die weg van die sondaars nie, en sit in die kring van die spotters. Kom ek vra, wie skyn? Dan moet jy antwoord asseblief. Almal. Baie dankie dan. Almal, kom, almal skyn. Almal. Nou kom bly julle almal stil dan. Dankie dankie, hoor. Hoekom bly julle dan stil? Hoe is julle skaapkant? Uitsaak. Ons is skaap. Okay? Nou as ek net vir dit sê, hoekom? En jy sê nou vir my, laat dan, jy kry skaam, hoekom sê jy nie? Come on. So veel. Jy moet maar bietjie met haar praat, hè. Hy sê, die vers 2 sê, hy sê, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Wat is God se wet? Sê vir my. Wat is God se wet? Nee, wat is God se wet? Baie dankie. Sien jy daar kom die volgende predikant, nee? Volgende predikant. Kom ons kyk, dit was nou mediteer oor God se woorde. Nou kom ons by mediteer, Psalm 77 vers 12, mediteer, ons kan mediteer oor God se werke. Wat is dit wat God al vir jou gedoen het? Kom ek vra. Kom ek vra. Wat is dit wat God al vir jou gedoen het? Wat het God vir jou gedoen? Ek nou vir jou al hier. Wat doen God vir jou? Hy doen alles so. Ek kan dit vertel. Kan jy sien, kan jy loop, kan jy speel, kan jy skel. Moet jy daar nie sien word. Kan jy laas, kan jy baklei. Ja. Dis al hy doen. Hy sê,
Ek dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan u wonders uit die voortyd. Dit moes moeilik gewees het. Hoor wat ek vir jou sê, dit moes moeilik gewees het vir die Israeliete om uit Egipte uit te trek, want hulle was 430 jaar was hulle binne in slawerny gewees. So, hulle was gewoond aan 'n sekere situasie en omstandighede. Hoekom het hulle dan opstandig geraak toe hulle vrygelaat is? Want hulle het nie geweet vir 430 jaar, dit is amper 11 generasies, hoor wat ek gesê, want 40 jaar is 'n generasie. Okay? Vir 11 generasies, was hulle in ballingskap, was hulle in slawerny gewees. Hoe kom dit ewe skielik in? Okay, nou is julle vry. En toe hulle oorkant die Rooi See kom, toe is hulle almal deur mekaar, want toe weet hulle nou, hier is nou moeilikheid, want hier is 'n woestyn so voor ons, 'n woestynny so voor ons, en nou besluit hulle, nou wil hulle eers weet, waar gaan ons kos kry, wat gaan ons dra, wat gaan ons eet, wat gaan ons drink? En wie is die een wat aan die pen ry die hele tyd? Moses. Ek sou nie so baie geduldig gelees het soos Moses. Sis Corrie. Corrie sê sy sal laat verstaan met die see. Kyk nou hoe saam Chris sê, né? Maar dit is hoe dit is. Hy sê ek dink aan die dade van die Here, ja, ek wil dink aan die wonders uit die voortyd. Vandat ek en jy die lewe, hoor wat ek vir jou sê, die lewe in ons moeders se skoot. Wat het daar begin? Hoe het dit begin? Wie het dit begin? Wie het dit begin? Kom sê my. Dankie. Wie gee lewe? God gee lewe. Dis hy wat lewe gee. Ons kan kyk, mense luister, kyk na jou lewe. Kyk net 'n bietjie terug aan jou pyn sit en kyk terug. Ek was in menige ongelukkig gewees. Maar ek lewe nog steeds. En dit noem ek daai woord wonders. Dis wonders wat God doen. Wat is 'n wonderwerk? Ons wonder hoe dit gebeur het. Hoor jy wat ek sê? Dis 'n wonderwerk, want ek en jy kan dit nie verstaan nie. Ek moes al 'n klomp keer dood gewees het. 'n klomp keer. Maar hier staan ek nog. Dis 'n wonderwerk. Hoor wat ek vir jou sê. Dit is 'n wonderwerk. Jesaja 1 vers 18, 1 vers 18. Hy sê, kom nou en laat ons die saak uitpak, sê die Here. Al was julle so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit so rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ek en jy is skoon gewas deur die gestorte bloed van Jesus Christus. Dis wat dit is. Dit is wat dit beteken. Kom ons kyk. Ons gaan na Kolossense, ek gaan nie hierdie perikoop vir julle lees, want dan gaan julle weer mekaar kom ek lees. Waarskuwings teen die grondslag van geloof en spekulatiewe denke of menslike wysheid. Dis op die groot woorde, maar dit is so, Kolossense 2 vers 8. Kom ons kyk. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer nie, met ander woorde in 'n ballingskap vat, en hulle die mense kom en hulle oorheers 'n sekere groep, 'n etniese groep, en hulle word weggevoer. Hy sê, deur die wysbegeerte van nietige misleiding, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld, en nie volgens Christus nie. Kom ons kyk. Nou kom ons na onsself toe 'n bietjie. Okay? Gelowiges moet aan ander dink. Is julle gelowiges wat jy sê? Okay. Is julle wedergebore kinders van die Here? Amen. Kom ons kyk. Ons moet oor mense se behoeftes dink. Filippense 2 vers 4. Baie maklik. Julle moenie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander se.
En nou verwys ek weer, luister, nou verwys ek weer na Marnay toe. Vandat ons daar by die huis, by daai huis aangekom het daarso, en al die ander mense daarso, was sy nog nooit alleen. Met ander woorde, daar's altyd iemand anderste daar by haar. Met ander woorde, almal sien nou na die een persoon se belang om daai persoon te kan ondersteun en haar weer krag te gee en haar moed in te praat en net daar te wees. Want 'n mens kan nie in so 'n situasie alleenig wees nie. Ja, dit is nog maar net dit is. Ons moet ook oor hulle vermoëns Filippense 2 vers 3. Kom ons kyk, hy sê moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, net om gesien te word nie. Die ydelle eer beteken om net gesien te word. Dit is wat, wag, hier is kameras nou, ons ken ons nou die politieke situasies en die daar moet kameras en foto's geneem word, en ons doen dit, en ons doen dit, en ons doen dit, en die tyd meer, die ander kant stede hulle miljoene, en daai klas van ons word. So, hy sê, moenie dit doen uit ydelle eer nie, maar in wat? In nederigheid. Wat sê die Here vir ons in sy woord? Hy sê die hoogmoediges weerstaan nie, maar die nederiges. Wat doen hy met die nederiges? Weet jy dan? Sakkie. God sien die nederiges raak en hy sal vir hulle sorg. Wat kom jy? Ja, ek sê dit so. Wow, lekker wat sê kom hier te doen. Kom ons kyk. Om oor die mense se tekortkominge te dink en daaruit te leer. Dit beteken nie om te skinder nie. Luister vir my. Dit beteken nie om te skinder nie. Galasiërs 6:1. Broeders, nou, net so die girls sê. Die woord broeders in die Bybel, ons kry 3 woorde in die Bybel. 3 tipe woorde, broeder. Jy kry mannelike vorm, jy kry vrouwelike vorm en jy kry geslaglose vorm. Die woord broeders is 'n geslaglose vorm, so dit beteken man en vrou. So hulle gaan nie skrywe boeties en sissies en daai. Dit is so verstaan, nee. Okay. Verstaan? Hy sê, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, luister, so julle reggeld met die gees van wat? Haat en nyd. Met wat? Yes, wat staan? Jou papa? Sagmoedigheid. Ja, sagmoedigheid. Met ander woorde, jy moet saag wees en jy moet moedig wees om die persoon reg te help. Hy sê, nou staan daar, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word in daai ding. Dis wat dit beteken. Kom ons lees. As iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, dan moet julle wat geestelik is, so julle reg help, met die gees van sagmoedigheid. Terwyl jy op jouself let, dat jy nie in dieselfde slaguister trap. My vertaling daar. Gelowiges moet ook aan hulle self dink. Kom ons kyk, om akkuraat oor hulle self en oor hulle God gegewe vermoëns te dink. Romeine 12 vers 3. Want toen jy gee ons Romeine heeltemal. Romeine 12 vers 2. 3. Vers 3. Ja. Ek ken vers 2 vir my. As ek reg sê vers 3, dan
Is dit dan maar, ek was so vroeg. Instructies van die Ja, as dit nie vir haar was nie, nee, ek moet dit ek nie. Kom ons kyk, want eers ek kom daar gedoen. Nee, ek het nie. Ek wil maar net seker maak. Wanneer die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elke wie praat hierso? Paulus. Wanneer die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elke wat onder dit is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daarom moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toe bedeel het. Okay. Ek en jy het nie almal, of elkeen van ons het nie almal dieselfde geloof in God nie. Hoor mooi. Dit hang baie daarvan af op watter vlak jy met God verkeer. Hoe nader hoe dieper jou intense liefdesverhouding met die Vader en met die Seun en met die Heilige Gees, hoe nader kom jy aan God en hoe sterker word jou geloof. Hoekom word ons baie keer getoets? Hoekom word ons getoets? Hoekom gaan ons deur trials and tribulations? Sê weer? Ons geloof moet groei en ons moet sterker word vir dinge wat in die toekoms gaan gebeur. Dit is waar dit is. Ons moet ook ons tekortkominge en ons versoekings ons nadink. 2 Korintiërs 10 vers 12. Hy sê, want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel. Hoor nou hierso. Maar omdat hulle met onsself meet en met hulle self vergelyk, is hulle onverstandig. Nou wat hulle hiervan praat, is die mense wat dink hulle is te slim vir woord. Dis mense wat dink, hulle is die alfa en die omega. Hulle dink, hulle is beter as God. Hulle dink, hulle is die persoon wat hulle na ander mense moet na toe kom en hulle reg. Dit is wat hierdie ding beteken. Ons kan nie toelaat dat ons op 'n high horse gaan sit. En ek het geleer, ek is 'n plaaslik, ek het geleer, jy nou vir 'n klompie jare nie perd gereden, want ons was direct perd, hier en daar so. Afval is baie makliker om boot te doen. Geloof my. Ons moet ook oor hulle behoeftes dink, ons eie behoeftes in Filippense 3 vers 7 tot 9. Hy sê, maar wat vir my 'n wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Is dit nie 'n mooi woord wat Paulus daar so sê? Kom ons kyk. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus. My Heer, terwille van wie ek alles prysgegee het en as direk beskou het, om Christus as wins te verkry. Nou die woord, as die woord trek in die Bybel voorkom, beteken dit menslike ontlasting. Dit is die woord. Kijk, volgende ene. Hy sê, en in hom, Jesus gevind te word, nie met my geregtigheid wat in die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Jesus Christus is. Die geregtigheid wat met God is, deur die, dan kom hy weer, deur die wat? Deur die geloof. Hoor nou, as ek en jy nie geloof het in God nie, hoe kan ons dan op God gaan staan? Hoor wat ek wil vra. As ek en jy nie glo, of geloof, as ons nie 'n geloof in God het nie, hoe kan ons na God toe gaan en vir hom vra, Here, help my asseblief? Dit gaan ons nie werk nie. Ek sê altyd so, daai kite gaan nie vlieg nie. Ons het net nou gelees, as jy die Here verwerk, dan gaan die Here jou verwerk. As jy God verwerk, dan is 'n ticket so jou. As jy God verwerk,
dan het ons baie moeilik. Geloof. En opgevind te word, nie met my geregtigheid wat die wet is nie. Die wet beteken, dit is die bestydenis en al die goedjies wat die Israeliete, daai klomp 800 en iets wette wat hulle het. Maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Ons moet Jesus Christus, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees glo. En ek sluit af. Hy sê, ons moet reg dink oor ons planne en ons ambisies. 1 Petrus 1 vers 13 tot 14. Kom ons kyk. Daarom, omgord julle lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Wie ken die wapenrusting? Kom, wie ken die wapenrusting? Wie wil vir my die wapenrusting vertel? Isak Dawid, asseblief. Kom ons nog met die skoene. Skoene bereid vir die evangelie. Hou van verlossing, skuld van die geloof, die borsaarsplaas van geregtigheid. En die lendene met die waarheid. Kom laat ek julle nou daarso sê, so, okay? Gaan terug julle, asseblief. Omgord julle lendene van julle verstand. Maar as ons kyk na Efesië 6, dan sien ons, hy sê ons moet ons lendene omgord. Hierso. Nou hoor baie mooi nou hierso. Daar's te veel van ons wat nie belde en hy lendene aan het nie, dan kom ons, dan word ons gevang met ons broeke op ons knieë of op ons enkels. Dit is wat ons grootste probleem is in die menslike mensdom. Dit is dit. Want ons weier om ons verstand, om ons verstand te omgord met die waarheid. Wat is die waarheid? Jesus Christus is die waarheid. Jesus Christus is die waarheid. Volgende hele sakkie. Hy sê, soos gehoorsame kinders, hoor jy, nie ongehoorsame kinders, gehoorsame kinders aansien. Nie stout is nie. Ons almal is kinders van God, en ons is almal by 'n stoutpartytjie. Ek ook. Ek is nie die hoogheilige hierso vandag nie. Ja, jy kan maar lekker lang daarop. Sê jy? Kan dit gebeur? Wie stout is? Ja. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede. Luister, die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan nie. Of bestaan het nie. Luister, lees weer daai ding. Kom ons lees ons saam. 1, 2, 3. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Want die onwetendheid wat daarso beteken is ons het nie geweet wie is Jesus nie. Maar nou weet ons almal wie en wat is Jesus. So ons het nie nou 'n verskoning om te sê, ek het nie geweet nie. Want die onwetendheid is daar nie meer. Want ek en jy weet presies. Ons weet presies. En ek en jy kan nie voor God gaan staan en sê, Here, ek het nie geweet nie. Want dan gaan God vir jou kom en hy gaan vir jou wys. Jerry, jy vat nou 'n kans. Hier is die prentjie. En dan gaan daai prentjie weer voor jou afspeel en jy sê, nou dit moeilik. Kom nader aan God. Jou gedagtes, jou denke moet
begord wees met die leddene. Met ander woorde, dit moet toegemaak word, dit moet beskerm word, en jy moet dink, jou gedagtes ondergeskik aan God se wil stel, en nie aan iemand anderste se wil. Of van jou eie wil. Amen.